En welkom by nog 'n aflewering van die evangelie. Wat is groter? Watter nuus is beter? Watter onderwerp is meer belangriker as die evangelie? Evangelion, die goeie nuus van die volbragte werk van Jesus Christus. Kom ons lees gou 'n paar versies en dan gaan ek net 'n klompie aanhaal terwyl ek soms so uit die feesheid wil gesels eintlik. 1 Johannes 1 vers 1. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien. En ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe. Ahonius lewe, die goddelike kwaliteit lewe. Dit gaan nie net oor 'n eindelose lewe nie, dit gaan oor 'n kwaliteit lewe, die kwaliteit wat eie is aan God. Ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is, dankie Papa. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. Die Griekse woordjie koinonia is 'n intieme gemeenskap waar daar nie sluiers is nie, waar daar nie maskers is nie, geen godsdienstige maskers, geen pretensie nie. Openheid, intimiteit, romanse selfs. Sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skrywe hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome mag wees. Ons het in die vorige video gepraat oor die idee dat om in Christus te wees, en dit het niks met ons geloof te doen nie. Ons is in Christus geplaas deur sy volbragte werk aan die kruis. Ons is ingesluit in dit wat God kom doen het, in en deur sy Seun, want in sy Seun was hy self ook, het hy die wêreld met homself versoen. So om in Christus te wees is om deel te wees van die nuwe skepping. In Johannes 14 vers 20 sê Jesus dat in daardie dag verwysende na, dit was kort voor sy kruisiging, nadat hy opgestaan het en nadat die Heilige Gees uitgestort is, in daardie dag sal julle weet dat ek en my Vader is, my Vader in my en ek en julle in my. Wat 'n heerlike interpenetrasie. Wat 'n heerlike, mooi Griekse woord, perikoresis, los dit. 'n wonderlike dans in God, 'n wonderlike verhouding, 'n eenheid, 'n vloei van eenheid, wederwysige lewe tussen God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees en ons is ingesluit daarin. In 1 Korintiërs 6 vers 17 sê Paulus, want hy wat die Here aanhang is een gees met hom, een gees met hom. Dit spreek van eenheid, dit is so anders, dit is so kontra die evangelie wat vir soveel jare aan ons verkondig is, 'n evangelie van skeiding, 'n evangelie van afstand, 'n evangelie van 'n God wat ver is, wat vol wraak en woede is teenoor ons as mens en sy skepping, dat ons bang moet wees vir God. Nee, die evangelie, die ware evangelie, is totaal anders. Daar is 'n totaal ander boodskap, is 'n evangelie van eenheid, van verhouding, van wederwysige liefde en gee en neem. Daar's geen afstand en geen skeiding in die evangelie nie, in die volbragte werk van Jesus, in ons verhouding met God nie. Hebreërs 4 vers 16 nooi ons uit om met vrymoedigheid te kom na die troon van genade. So hierdie deel van hierdie nuwe skepingsrealiteite, en dis die tema waaroor ek nou eintlik praat, ek dink ek het vergeet om te sê in die begin. Deel van hierdie nuwe skepingsrealiteit is dat ons met vrymoedigheid na die troon van genade kan kom. Daar's nie meer vrees nie. Die voorhangsel het geskeur. Oomblik toe die voorhangsel skeur, toe sê God eintlik twee dinge. Ek is nie meer vasgevang net in die allerheiligste nie en die weg na my is ook oop. Jesus het gesê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die weg deur sy bloed en deur sy offer aan die kruis het die voorhangsel geskeur en nou is daar net intimiteit. Daar is openheid, Vader is by ons, in ons is by Vader en by die Seun en in die Heilige Gees.
In Efesiërs 2 vers 5-6 lees ons dat dit saam met Jesus nie net opgewek is nie, prys die Here, maar ons sit saam met hom in die hemele, in hemelse plekke. En ons het ook vroeër gelees dat ons regeer in hierdie lewe deur hierdie gawe wat ons ontvang het. Ons nie die self opgerigte geregtigheid nie, maar die gawe van geregtigheid. En ons sit saam met hom in hemelse plekke en ons regeer. Ons regeer as konings en priesters. Petrus sê, julle is 'n koninklike priesterdom. En ons is ook, dieselfde Petrus sê, ons is lewende stene met Jesus Christus self die hoeksteen. Al hierdie beelde spreek van intimiteit. Ek is die ware wynstok, sê Jesus in Johannes 15. Julle is die lote. Daar's 'n organiese intimiteit en organiese eenheid wat in vers na vers en boodskap na boodskap deur die Nuwe Testament kom. Want dit is die nuwe verbond. Dis 'n totaal nuwe basis van verhouding tussen God en mens. God het ons deel gemaak van hierdie wonderlike intimiteit en verhouding wat bestaan het voor die grondlegging van die wêreld tussen Vader, Seun en Heilige Gees. Dit wat regtig die hartklop van die heelal is. Die rede vir die oorsprong van die materiële skepping van die mens is hierdie hartklop, hierdie liefde tussen God, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons is deel gemaak daarvan. Hier is ek en die broeders wat U my gegee het, sê Jesus in Hebreërs, of word hy gekwoteer in Hebreërs wanneer hy na ons glo met sy opstanding en met sy hemelvaart in die teenwoordigheid weer van Vader kom, in die hemelse teenwoordigheid, in die hemelse tabernakel sê, hier is ek en die broers wat U my gegee het. Prys die Here. Dit is die kwaliteite van die nuwe skepping. Ook kan aangaan vir ure. Net om maar te sê, wat is ons posisie in Christus? Wat is ons autoriteit in Christus? Gaan julle dan heen, maak disippels van al die nasies. In my naam sal julle dit doen, dat doen. Ja, baie van hierdie beloftes was vir die eerste groep apostels, maar sekerlik wat vir hulle geldig was, nog meer so vir ons. En ons is op pad, as seuns van God, na die volle manifestasie van die seun in die baie seuns, van die seun in die liggaam. Hierdie tempel wat vibreer en lewe, is besig om hoër en hoër op te rys, die derde tempel, die laaste tempel, want God woon nie meer in tempels met mense hande gemaak nie. Stop daar die drome, infantiele drome. God woon in lewende vlees. Ons is sy adres. Ons is sy woonplek. Ons is sy medium waardeur hy homself wil openbaar in hierdie wêreld. En Jesus se parousia, sy kom, sy teenwoordigheid, dit is wat parousia trouens beteken, sy intieme teenwoordigheid, sy onmiddellike teenwoordigheid, is reeds in ons en is besig om meer en meer en meer sigbaar te word, totdat ons soos Jesus glo op die berg van verheerliking net eenvoudig sal skyn, so sterre aan die hemel. Sal ons gesigte in ons hele wese sal 'n glans afgee, soos wat Christus in ons na vore kom. En daar gaan ek stop. Hierdie was net net so voorsmaakie. Meer daaroor later. Prys die Here.